Ek is die een wat julle daar in die veld sien wat heeltyd by sy skape slaap. Hulle het nie daai vermoë om dit te doen nie. En as die herder hulle nie beskerm, het hulle geen beskerming nie. En Jesus kom in hierdie stuk en hy sê ek's 'n goeie herder. Hy sê as julle my dink, dan moet julle my dink met hierdie beeld van ek is 'n goeie herder. Hy sê ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir die skape. As jy bedreig word na as wolwe in jou lewe, gaan ek jou nie die rug draai nie. Ek gaan by jou wees. Genadig en barmhartig is die Here. Geduldig en groot in troue liefde. Die Here is goed vir almal en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. Here, ons kom vanoggend met hoop en vertroue. Here, want U is 'n getroue God. As ons vanoggend kom staan en bid, Here, is dit nie omdat ons wonder wat gaan gebeur nie, Here. Maar ons kan sien uit ervaring en jare wat U in ons lewe belê, dat U 'n goeie en 'n hoopvolle toekoms vir ons het. Here, elke dag wat U vir ons gee, is omdat U vir ons lief is. En as ons wakker word en ons is gespaar, dan sê ons dankie, Here, vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het. Here, in ons harte is party van ons bang vir hierdie week wat kom. Maar Here, ons hoop is op U. Ons oë is op U. Net U hou die toekoms vas, Here. Here, maar ons bid ook vanoggend vir ons diens. Here, U het so met ons ontmoet vanoggend. En ons het so reeds ervaar dat U in ons midde is. Here, maak ons harte sag, dat die saad wat nou gesaai gaan word op vrugbare grond sal val. Maak ons ore oop, Here, om die waarheid te hoor. En mag ons dit doen in hierdie week wat kom, Here. Dat ons daders van die woord sal wees en nie net hoorders van die woord nie. Amen. So voorreg môre om die woord van die Here in julle te bedien en net stil te staan by die voete van die Here, dat hy met ons praat vanmôre. Ons is besig met 'n wonderlike reeks hierdie maand. En dit is die beelde wat Jesus en Johannes vir homself gee. Wat hy sê, ek is die water wat lewe gee. Onthou julle daai mooi preek van Pastor Jacques, die brood van die lewe, die lig van die wêreld. Theodor het Sondag aand wat verby is so pragtig gepraat oor Jesus, wat die lig van die wêreld is. En vanmôre praat ons oor Jesus, wat die goeie herder is. En dit is so wonderlik om by hierdie beelde van die Here stil te staan, dat hy vir homself gee, dat ons 'n insig kan kry in sy hart, en hoe hy oor jou en oor my voel, en die tipe verhouding wat hy met jou en my wil hê. En ons lees uit Johannes 10 vanaf vers 1 die volgende. Voorwaar ek sê vir julle, die nuwe vertaling sê, dit verseker ek julle. Nou, dis nie 'n manier hoe ons praat nie, né? Ons sal sê, hey, maak op jou ore. Okay. Maar Jesus sê, voorwaar, en as daai woorde voorkom in die Bybel, moet jy weet, nou moet jy fyn luister. Hy sê, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim. Hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus sê toe weer vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape, die hek vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan
en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die een vertaling sê die lewe en dit in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag hulle uitmekaar en die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie stal is nie of wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Nou in die Bybelse tyd, skaapwagters het anders te gelyk as die skaapboere van vandag. Die kommersiële boere wat ons vandag het. Nou die skaapboere vandag moet vir baie mense kos gee. Kyk, by 'n vleisbraai is 'n choppie belangrik, is dit nie so nie? So daar's baie boere wat vandag boer en groot skaap kuddes het. Maar in die Bybelse tyd was kuddes klein gewees, 20 tot 100 skape. En dan het die herder en 2 of 3 van sy helpers het dan daar in die veld gebly as hulle die skape uitgevat het vir veiding, want veiding was nie volop nie en hulle moes nogal wyd geloop het in daardie bergagtige, woestynagtige gedeeltes om veiding te kry. En interessant, dit was 'n lewenslange leefstyl gewees van 'n herder. Jy het tussen die skape gebly en jy het baie met hulle gepraat. Hulle was maar daar in die veld saam met jou en hulle tot, jy kan nie dink nie, ek lees daaroor, hulle sê hulle tot troetelname vir hierdie skape gehad. Ou mankie en nou oortjie en nou vlekkie en hulle het so met die skape gepraat. En hulle het die diere nie sommer geslag nie, want vleis was eintlik 'n luukse gewees in daai tyd. Dit sou geoffer geword het aan die Here of by baie uitsonderlike geleenthede sou hulle vleis geëet het. Hulle sou maar olywe en vye en brood en eiers geëet het en hoenders en so aan, maar vleis was 'n luuksheid gewees. So hulle het nie links en reg geslag nie. Hulle het geleef van die produkte wat die dier lewer, wat hierdie skaap lewer, wol, want dit was die primêre materiaal wat hulle gebruik het om klere te maak, wol. En hulle sou ook van die melk, seisonaal natuurlik, wanneer die ooe gelam het, sou daar melk wees, hulle sou kase maak en 'n soort dik melk maak, 'n tipe jogurt wat hulle gedrink het daarvan. En snaaks, beesmelk was nogal nie volop gewees nie, want in daai bergagtige gedeeltes het beeste moeilik geaard, maar hulle sou dan van bokmelk en skaapmelk gebruik gemaak het. Ek hoop julle het hierdie kulinaire les interessant gevind. Maar is interessant, hulle was nogal naby aan hierdie diere van hulle gewees. Hulle moes hulle mooi oppas, want dit was hulle lewensbout gewees. En Jesus beskryf in hierdie stuk, hy sê, ek is 'n goeie herder. Ek is die een wat julle daar in die veld sien, wat heeltyd by sy skape slaap. Daai boer het nie skape in die veld gelos, net die hekke toegemaak en huis toe gekom, hy het daar by hulle geslaap. Want in daai tyd was daar baie roofdiere gewees. Wolwe, beere en leeu's. Interessant, dat in daai tyd het selfs leeu's voorgekom in daardie gedeeltes van Israel. Hulle sê dit het nie gelyk soos die Afrika leeu nie, maar dit was nog steeds 'n leeu. En wat die skape uitmekaar sou skeer. En dan het hy daar geslaap in daardie tipe van 'n sommer net so vinnig gemaakte kraal skaapstalletjie wat hulle van takke en klippe gemaak het. En dan sal hulle die hek so gemaak het, maar hy sou by die hek lê. Die herder sou by die hek lê, dat die wilde diere nie by die skape kon kom nie. Daardie herder het die skape letterlik met sy lewe opgepas. Want 'n skaap kan nie vir homself sorg nie. Jy het nog nooit in enige vlieg gesien 'n aggressiewe skaap nie, het jy al? Ek weet, jy kry ramme wat nogal wild kan wees, nee, maar skape is in algemeen weerloos teen 'n aanvalsdier. Hulle kan nie self verdedig nie. Hulle het nie daai vermoë om dit te doen nie. En as die herder hulle nie beskerm nie, het hulle geen beskerming nie. Al beskerming wat hulle het,
Hulle het nie skerp tande nie. Hulle kan nie vinnig hardloop nie. Skaap hardloop snaaks, dit kort beentjies, julle kom aan. Jy al gesien? En ek het al baie gedink, eers met daai 3 sweaters aan moet hulle warm kry, hoor. Want dit het altyd daai baie wol aan. Maar skape kan nie eintlik hulle self verdedig nie. As die herder nie hulle verdedig nie, het hulle geen verdediging nie. En Jesus kom in hierdie stuk en hy sê, ek's 'n goeie herder. Hy sê, julle moet, as julle my dink, dan moet julle my dink met hierdie beeld van, ek is 'n goeie herder. Nou hierdie beeld bring soveel waarhede na vore. Ons gaan net by 3 vinnig stil staan vandag, wat ek hoop jy gaan huis toe vat. Wat jy in jou hart gaan dra in hierdie week en wat jou verhouding met Jesus gaan verinnig. So die eerste waarheid wat Jesus wil hê ons moet weet is dat hy wil hê jy moet nooit twyfel aan sy liefde en toewyding aan jou nie. Sy liefde vir jou en sy toewyding aan jou nie. Hy sê ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir die skaap. Hy sê ek's nie 'n huurling nie. Ek gaan nie weghardloop as die moeilikheid kom nie. As jy bedreig word na as wolwe in jou lewe, gaan ek jou nie die rug draai nie. Ek gaan by jou wees. Hy sê in vers 14, hy sê ek ken my eie. Hy sê jy's my eiendom. Hy sê ek het jou gekoop met my bloed. Jy's nie sommer net 'n iets nie, 'n naamlose iemand nie. Jy is my eiendom. Jy behoort aan my. Ek het verantwoordelikheid. Ek, Jesus Christus, het verantwoordelikheid vir jou geneem. Ek, die Here wat uit die dood opgestaan het verantwoordelikheid vir jou geneem. En ek sal na jou kyk. En ek sal jou beskerm. En ek gaan jou vashou. Hy sê, jy's my eiendom, jy's my eie. En ek ken jou met al jou foute. Ek ken jou met al jou tekortkoming. Ek ken jou met jou twyfel. Ek ken jou waarmee jy sukkel. Selfs die sondes waarmee jy op hierdie oomblik sukkel. Ek ken jou. Ek ken jou mislukkings. Ek ken jou op jou beste, ek ken jou op jou slegste. Ek ken jou mooiste eienskappe, ek ken jou slegste eienskappe. Hy sê maar ek het jou lief. Ek is toegewyd aan jou, ek het my lewe vir jou gegee. Jy's nie net 'n nommer vir my nie. Op 'n rekenaarstelsel, een van die 3000 van hierdie trop nie. Jy's vir my belangrik. Jy's myne en jy's kosbaar vir my. En ek ken jou seer, ek ken jou wonde, ek ken jou trane. Hy sê en ek het my lewe opofferend vir jou afgelê aan die kruis om vir jou te betaal dat jy versoen kan word met jou Skepper. Dat jy 'n kind van God kan wees, dat jy 'n nuwe lewe kan ervaar. Dat jy my teenwoordigheid in jou lewe kan ervaar. En jy mag dalk vandag wat hier so sit voel, maar ek is nie goed genoeg nie. Ons almal kom op daai plek. Ek kom daar, jy kom daar, dat ons voel ons is nie goed genoeg nie. Maar die Here wil ons weer vandag herinner dat hy het ons lief nie omdat ons perfek is nie, maar omdat hy goed is. Kan jy amen sê? As hy jou moet lief omdat jy perfek is jy in die moeilikheid. Jy is in groot moeilikheid. Maar hy het jou juis lief omdat hy goed is. Hy is die goeie herder. En hy wil met sy goedheid in jou lewe werk. Hy wil jou vergewe en jou optel en jou nuut maak en jou skoon maak en hy wil jou verander. Hy is nie daar om jou te laat beter voel nie. Baie mense wil 'n Christelike godsdienst hê wat net beter laat voel. Maar die Here wil jou nie net laat beter voel nie. Hy wil jou verander. En in daai proses voel jy beter, maar hy wil jou verander. Mense kan jou teleurstel. Mense kan jou vergeet, een kant toe stoot, die rug draai. Maar Jesus sê ek is nie huurling nie, hoor. Ek het nie net gekom vir die goeie tye nie. Ek is hier om by jou te bly. En al voel jy vandag so alleen, en al voel jy niemand het jou lief nie, moet jy weet, daar's 'n goeie herder in die hemel wat jou baie lief het. En hy's toegewyd aan jou. En hy sal altyd by jou wees. Hy's toegewyd aan jou. Hy's toegewyd aan jou. Hy het sy lewe vir jou gegee. En hy's lojaal aan jou. En hy sal jou beskerm en hy sal jou help en hy sal by jou wees. Jy weet ons lees in die Ou Testament van koning Dawid wat 'n voorafbeelding van Christus is. Voordat Dawid met Goliat gaan veg het hy vir Saul gesê. Hy sê, "U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en ek verslaan hom en ek ruk dit uit sy bek uit." En ek wil vandag vir jou sê, jy voel dalk vandag, jy's in die bek van omstandighede en van die duiwel. Maar die Here is hier om jou uit te ruk vandag.
Hy gaan jou nie daai ding jou wegdra in die lewe nie. Daai bekommernis, daai stryd waarmee jy sit nie. Jy's nie 'n nommer nie. Hy stel opreg belang in jou en hy gaan jou red. Hy gaan by jou wees. En al voel jy vandag bang en hopeloos, moenie so voel nie. Die goeie herder. As jy kyk daar by die hek, dan as jy sien wie lê daar, wie staan daar, wie sit daar. Hy's altyd daar. Die goeie herder Jesus Christus is daar om jou te beskerm. Maar hy's nie enige herder nie, hoor. Hy's 'n triomferende, oorwinnende Here. Kyk wat sê Johannes 10 vers 17. Hy sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en dit weer op te neem. En hier Jesus het die dood opgestaan. Halleluja. Hy het graf, dood en hel oorwin. En dis jou herder wat jou vandag beskerm en na jou kyk. Daarom kan die duiwel met al sy mag jou nie oorwin en jou plat loop nie. Want Jesus Christus wat groter is hy wat in die wêreld is, bly in jou hart en in jou lewe. Kan ons halleluja in hierdie kerk sê vanmôre. Hy is toegewyd aan jou en aan my. En hy ken my. Hy ken my, hy's lief vir my. Hy gee om vir jou. Sy oog is op jou. Maar nou sê hierdie stuk so mooi vir ons, ons moet sy liefde beantwoord. Hy sê, ek ken my eie en my eie ken my. Daar's 'n reaksie op liefde wat moet plaasvind. Ons kan nie die Here se liefde net ignoreer nie. Ons moet dit beantwoord. Nou ek weet nie van julle nie, maar onbeantwoorde liefde maak seer. As jy iemand liefhet, en iemand beantwoord nie in daai gelykmatige manier terug om jou lief te hê nie, maak dit seer. En ek dink dit maak die Here Jesus se hart seer as ons nie sy liefde beantwoord nie. Hy sê ek ken my eie, ek het my lewe vir julle, ek is toegewyd aan julle. Maar ons moet sy liefde vandag beantwoord. Hoe beantwoord jy op hierdie stadium in hierdie fase van jou lewe sy liefde? Ek en jy moet sy liefde beantwoord. En sê Here, soos U my liefhet, wil ek U lief hê. En soos U aan my toegewyd is, wil ek aan U toegewyd wees. En ek wil iemand wees, Here, wat U vreugde gee. Gaan ons die herder se liefde beantwoord? Kan ons halleluja sê. Die tweede ding wat belangrik is, Jesus die goeie herder wil nie net hê dat jy moet weet dat hy baie lief is vir jou en toegewyd aan jou is nie. Hy wil jy moet weet dat hy jou wil lei. Hy wil jou in hierdie lewe lei. Hy wil nie jy moet rigtingloos en deurmekaar deur hierdie lewe gaan nie. Hy wil jou lei. Kyk wat sê vers 2. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Julle, daar's so baie stemme in die wêreld, hè? Oral waar jy ry, as jy nou uitry, gaan jy sien, daar is advertensieborde. Daar's plakate op die lamppale, jou foon gee jou boodskappe. As jy televisie kyk, is boodskappe, op die radio is boodskappe. Oral in hierdie wêreld kom boodskappe na jou te, boodskappe, stemme. Daar's heeltyd stemme wat jou aandag roep. Stemme wat sê, luister na my, hierdie is goedkoper, hierdie is 'n beter produk, hier kan jy beter doen, koop hierdie ding of doen dit of kom hiernatoe, hier gaan jy 'n wonderlike vakansie hou. Baie stemme wat heeltyd na ons toe kom. Dan is daar mense se stemme, jou ouers, jou familie, vriende se stemme wat sê, dis die regte manier, doen dit, dink so, maak so, tree so op. Mense wat om jou praat, baie stemme. Dan is dit nog jou eie gedagtes. Ons het ons eie gedagtewêreld. My selfgesprek hier binnekant. Nou ons het almal 'n selfgesprek. Ons praat deeltyd mos met onsself. Julle kom dit seker agter, né? Jy praat maar met jouself. Hier's 'n selfgesprek hier binnekant. Jy hoor jou eie stem. En dan staan natuurlik ook die Satan en die bose se stem. Hy kan gedagtes plant. Hy plant gedagtes, die stem van die duiwel wat vir jou sê doen dit, maak so, tree so op, dink so oor hierdie persoon. Hy plant die lelikste gedagtes oor jou kop. Sê maak dit. Hierdie ding gaan vir jou vreugde gee. Hierdie ding gaan vir jou troos gee. Doen hierdie ding. Maar Jesus leer ons dat ons tussen al hierdie stemme sy stem moet hoor. Ons moet sy stem hoor. En ek wil jou vra vanmôre, hoor jy nog sy stem? Herken jy nog sy stem? Wanneer hy op die naam roep, hy sê gaan jy op die naam roep, wat praat van 'n innige persoonlike band wat hy met jou wil hê. Dat hy jou by die naam roep. Julle, wanneer jy loop en jy hoor net jou naam, wie die Here praat nou met my. Hy roep jou by jou naam. Hy sê nie vir jou, jou hier jy nie, of een of ander
onpersoonlike naam nie. Hy roep jou op jou naam. En hy sê, wanneer ek jou naam roep, dan wil ek jou leiding gee. En ek wil jy moet my volg. En dis 'n ongelooflike ding wat die Here van my en jou vra vandag. En sê, hoor jy hoef nie hierdie lewe alleen aan te pak nie. Jy hoef nie in jou eie slimmigheid oplossings te soek nie. Jy kan met my praat. Ek wil jou lei. Ek wil jou help. Jy hoef nie alleen hierdie lewenspad aan te durf nie. En ek en jy moet 'n sensitiwiteit opnuut vir sy stem ontwikkel in ons lewe. Hoe doen ek dit? Ek moet tyd maak in die woord, Bybel lees. Ek moet hoor wat die Here vir my daarin sê en moenie gejaagd Bybel lees nie, asseblief nie. Moenie gejaagd Bybel lees nie, want jy gaan nie hoor nie. Luister. Sê, Here Jesus, praat met my uit die woord, deur die Heilige Gees lei my, wys my wat U vir my wil sê. Dan ook luistertyd. Julle luistertyd is belangrik in jou gebed. Gebed is nie net 'n eenrigting verkeer opwaarts nie, na die Here toe nie. Dis 'n gesprek. Daarom in my gebedslewe moet ek luistertyd inbou. Ek moet 'n gedeelte van my gebedslewe moet luistertyd wees. Nou, ons ouer mense het nog joernaalboeke. Die jong mense sien ek tik alles op notes en op hulle fone in. Maar dis belangrik om met 'n pen te sit of met jou selfoon waar jy die stem van die Here en die woorde van die Here vir jou vir daai dag of vir daai week gaan neertik. Luister, as God met jou praat, is dit mos belangrik, is dit nie so nie. Dis nie sommer net so nie, dis belangrik. So, vat jy joernaal of vat jou selfoon, dan praat jy in die eerste persoon. Wanneer jy in jou boek skryf, skryf in die eerste persoon. Met ander woorde soos volg, as die Here byvoorbeeld met my sal praat, sal ek skryf, my seun, ek wil vandag vir jou sê. My dogter, ek wil vandag vir jou sê. En dan skryf in jou boek dit neer wat die Here vir jou op daai oomblik sê, of jy tik dit op jou foon. My seun, my dogter, ek wil met jou praat. Jy sien, want ons moet ons instel om die herder se stem te hoor. Want as ek nie die herder se stem hoor nie, gaan my lewe ontspoor. En gaan ek 'n slegte huwelik hê, en gaan ek 'n slegte ouer wees, en gaan ek 'n mens wees wat nooit my volle potensiaal leef in die krag van die Heilige Gees nie. Ek moet hoor wat die goeie herder vir my wil sê, vir my pad. Jou pad lyk anderster as my pad. Ons almal se pad lyk anderster. Maar wat wil hy vir my sê op daai oomblik, in daai seisoen van my lewe? Van ons is in ons jong menslewe, van ons is in ons middeljare, party van ons is in die herfs en die winter. Maar wat wil die Here in daai seisoen nou vir my sê oor hierdie omstandighede in my lewe? En ek wil oplettend wees om die Here se stem in my lewe te hoor. En dan skryf jy, my seun. En dan wil die Here jou onverdeelde aandag hê. Baie mense sê, ja, ek bid so in die kar as ek ry. Ek bid sommer daar by die werk. En is reg, ons moet heeltyd skietgebede. Skietgebede is baie Bybels. Jy moet baie skietgebede opstuur. Maar daar's tye in jou gebedslewe dat die Here jou onverdeelde aandag wil hê. Jou onverdeelde aandag. Daar's nie musiek nie. Daar's niks. Dis jy en jou Skepper. En jy sit en jy luister. Here, wat gaan nie aan? Hoekom voel ek so donker? Die afgelope tyd voel ek donker, Here. Hoekom is ek altyd so aggressief? Here, hoekom is ek so krities? Here, hoekom kry ek nie oorwinning oor hierdie ding in my lewe nie? Hoekom haat ek hierdie persoon so? Hoekom voel ek so gebelg? Hoekom voel ek so, Here? Here, hoekom voel ek so onvervuld? Hoekom voel ek so leeg? Hoekom voel ek so bruikloos? Here, goeie herder, praat met my. Gee vir my net rigting. Loop voor my uit. Ek hoor hoe U my naam roep en sê kom sit by my voete. En nou wil ek hoor, Here. Praat met my. En dan wil die Here jou leiding gee. Soms gaan hy jou vermaan. Die Here vermaan baie mooi, streng en hy waarsku jou. En dis liefdevolle vermaanings wanneer jy luister. Hy wil jou raad gee, hy wil jou bemoedig, hy wil jou troos. Soms wil hy net vir jou sê, ek's lief vir jou. Etienne praat baie keer so mooi oor sy kleinkind, dan sal hy sê, my laaitie. En baie keer wil die Here vir jou sê, my broer,
wil hy net vir jou sê, my laaitie, kom sit net hierso, ek het jou hoor. Hou op bekommerd wees. Soms gaan jy net in stilte by die Here sit, maar sy liefdevolle stilte sal ook wonderlik wees. Maar ons moet leer om na die goeie herder te luister, want dis sy hart. Hoor jy Jesus se hart hierso? Hy sê, ek wil hê jy moet weet, ek is lief vir jou, en ek is toegewyd aan jou, en ek gaan jou nie laat val nie, en ek sal die wolwe en die leeu's en die beere wegveg, en as dit nodig sal ek jou uit die duiwel se bek kom ruk, maar ek gaan jou nie los nie, maar hoor jy ook dat die goeie herder vandag vir jou sê, jy moet luister na my stem, want dit is 'n wille wêreld hier buite, dit is 'n gevaarlike, bedreigende wêreld, jy moet loop waar ek is, jy moet naby my wees, jy moet nie afdwaal nie, jy moet naby my wees, en ons moenie wees, soos Psalm 32 vers 9 sê, moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil, wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei nie. Hy sê, moenie so wees nie. Hy sê, sagte hart, moenie dat ek hard met jou moet werk nie. Luister mooi, as ek met jou praat. Julle, ons mag nie doelloos en koersloos en rigtingloos as kinders van God hierdie wêreld inswerf nie. Die herder het baie besliste planne vir jou, en het baie besliste opdragte vir jou. Hy weet wat die beste vir jou is, as sy skaap. Hy ken jou, en hy wil jy moet sy stem hoor. En wonderlik van hierdie herder, né? Hy sê, loop agter my aan. Ken sy stem. Hy staan nie agter en hy skop jou en hy slaan jou en beklei met jou nie. Hy sê nee, loop net agter my aan. Loop net agter my aan. Ag, mag ek en jy nooit afgestomp raak vir die Here se stem nie. Ons almal weet mos hoe voel dit om afgestomp geraak vir die Here se stem. Ons mag nooit daar kom nie. Maar kom ons volg die goeie herder. Hoor wat hy vir ons sê. Maar wat is nou die gevolg? Wat gebeur wanneer ek na die Here se stem luister? Wanneer ek in sy voetspore loop, het my by die naam geroep. Ek het ja gesê, Here, ek hoor, wat wil U van my hê? En ek volg hom. Wat gebeur dan? Nou luister, die Bybel sê vir ons die volgende, dan vers 9, jy sal wyding vind. Wyding beteken geestelike vervulling. Beteken jy gaan die Heilige Gees in jou lewe hê. Dit beteken jy gaan onder die versorgende hand van God lewe. Daar staan ook in vers 10, dat jy die lewe en oorvloed kan hê. Nou oorvloed is 'n wonderlike woord. Wanneer jy na die Here luister, is daar oorvloed. Jy gaan oormatige geluk hê. Jy gaan heeltemal te veel vrede hê. Jy gaan oordadige guns in jou lewe beleef. Jy gaan meer as genoeg vreugde hê. Jy gaan onuitputlike troos beleef. Jy gaan die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe beleef. Jy gaan oorlopende lewensvervulling ervaar. Wanneer jy by die herder is en in sy voetspore loop. Hy beloof dit. Hy sê, hoor hierdie woordjie oorvloedig beteken in Engels excessive. Dit beteken dis te veel om op te gebruik. Dis heeltemal te veel. Dis oordadig. Dis te veel. Here, stop, ek kan nie meer nie. Dis te veel. Here, dis te veel. Dis iets wat ver buite die norm is. Luister, die Here wil nie met jou volgens die norm werk nie. Hy wil jou gee dat jy voel jy verdrink in sy seën en sy goedheid. Is dit nie wat Psalm 23 vers 5 sê, my beker loop oor nie. My beker loop oor. Julle weet hierdie lewe in oorvloed laat my altyd dink aan, dit gebeur min vandag. Ek moet sê, as daar iets is oor die 40 jaar wat ek 'n pastoor is, het 'n paar goed verander. Toe ek jonk was, het die mense jou op 'n Sondagmiddag genooi vir ete. 'n Kookete. Ek skimp nie, ek sê net. Maar daai tyd was geld volop en kos was goedkoop. Amen. Julle kom sit jy by daai huis, dan het die gasvrou gekook. En dan kyk jy die storie so, dan sien jy my se voorgereg, klein virkietjies, goed, alles kom so aan. Dan begin daai voorgereg lyk soos 'n hoofgereg. As jy daai voorgereg jy nou voel jy, ek kan nie meer eet nie, is verby. Ek is nou klaar geëet vir die dag. Dis 'n normale aandete vir ons hierdie voorgereggie wat nou bedien was. Dan sê hulle, ag, kom skep op. Of moet ek vir jou inskep? Ek sal vir jou inskep. Moet nooit dat iemand vir jou inskep nie. Dan kom daai kos. Dit lyk soos berg Horeb. As daai bord in jou kom. Dan dink jy, ek gaan hierdie kos kan eet vandag nie, maar jy kan sien hierdie gasvrou het moeite gedoen. Hierdie 2 vleise en groentes en rys en alles wat daarin is.
stampmielies. Baie lekker. En 'n sous en jy eet, dan sê sy, ag jy gaan nie net een bordjie eet nie. En jy weet, ek is nou op kapasiteit. Jy weet dit, né? Jy weet dit, almal, jou verstand sê vir jou 0 per mond, niks meer nie, né? En dan sê sy, ek gaan vir jou nog 'n bietjie inskep. Dan eet jy man weer, jy voel later jy bars, jy kan nie meer nie. Maar jy sien daar lê nog 'n lepel daarvoor. Jy weet, hier gaan 'n lang maraton wees hierdie. En as die kos nou weggevat is en die puddings word aangebring, is dit 'n gebakte pudding in room en dan besef jy, dit was lekker dae gewees toe ek jonger was. En jy sien hierdie en dan besef jy, ek's nie moeilik en dan sê jy, ag jy gaan nie net een bakkie vat nie. Julle en as jy daar opstaan, dan voel jy ek kan nie beweeg nie, Dan gaan sit jy daar op hy sitkamerbank sê sy, wat van 'n teken ietsie lig om totsiens te sê? Dan bring hulle allerlei koekietjies en sjokolade, dis wonderlik, né, maar jy kan nie. Dis die lewe in oorvloed. En die Here sê vandag met jou, bring jou bord man. Bring jou lewensbord. Ek wil dit volmaak vir jou. As jy hoor as ek jou naam roep. En jy sê, ja Here, spreek die diensknegt luister. En jy laat toe dat ek jou lei en jy loop my voetspore. Sal jou lewensbord so lyk. Nie noodwendig ons praat nie primêr van geld en goed. Die Here gaan daarna ook kyk. Dankie Here, hy kyk daarna ook. Ons praat van hierdie geestelike vervulling. Julle weet, ek het gevind, as jy die Here volg en jy lei hom, hy lei jou en jy volg hom, lei hy jou partykeer na plekke toe waar jy nie gedink het hy gaan jou lei nie. En jy kom partykeer op 'n plek in jou lewe en jy dink, Here, hoe het gesê ek moet U volg, en nou het ek hierdie goed beleef in my lewe, dis hartseerig wat ek nou beleef, of dit gaan nie goed nou, en ek het U gevolg, maar dit gaan nie nou heeltemal perfek hierso nie. Luister, moenie na die omstandighede kyk nie. Al wat belangrik is dat jy die herder voor jou het. Dis al wat belangrik is. Jy het die herder voor jou. Al gaan die omstandighede baie oomblik hoe moeilik. Jy dink, Here, ek wou nooit hier gewees het nie. Ek wou nie in hierdie omstandighede gewees het nie. Maar jy weet verseker, die herder, ek het hom gevolg tot hier toe. Dis die belangrikste, want hy beloof, hy gaan jou beskerm. Hy beloof hy sal jou die lewe in oorvloed gee. Hy beloof hy sal by jou wees. Hy beloof jou hy is toegewyd aan jou. En al beleef jy op die oomblik 'n moeilike tyd en die herder is voor jou, is jy op 'n goeie plek. Kan jy haleluja sê? As die herder naby jou is jy op 'n goeie plek. Goeie plek. Die ander kant is die herder wat jou die lewe in oorvloed gee, maar dan is daar 'n dief wat kom steel en slag en verwoes, wat die aard en die karakter van die duiwel uitbeeld. En ook die mense wat hom volg. Want die godsdienstige leiers van daai tyd na wie Jesus hier verwys, wat steel, slag en verwoes, het die aard en die karakter van die duiwel geopenbaar. Maar wat die Here hier vir my en jou sê, dis 'n waarskuwing. Wat sê, moenie die pad loop wat die duiwel vir jou uitwys nie. Moenie die pad loop waar Christus nie is nie. Want dit is 'n pad waar jy gesteel word. Dit is 'n pad waar slagting aangerig word. En dit is 'n pad van verwoesting. Julle, dis ernstige woorde hierdie. En ons moet dit ter harte neem, dat ek nie daai pad vat nie, maar dat ek die pad van die goeie herder, volgens laastens die derde ene. Jesus het my lief, hy wil hê ek moet dit weet, hy is toegewyd aan my, hy ken my, hy het my gekoop, ek is sy eiendom. Ek is sy eiendom. Hy sou my seker ou bakkoortjie genoem het. Hy wil ook hê dat ek moet weet. Hy wil my lei. Hy wil my help in die lewe. Hy wil my rigting gee. Maar laastens wil die Here hê ek moet weet hoe voel hy oor verlore mense wat afgedwaal het. Kyk wat sê vers 16. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister. En dit sal wees een kudde, een herder. Hy sê, hoor julle daar, die dringendheid, ek moet hulle ook lei. As jy nie bly Jesus het jou gevind nie.
Is jy nie bly dat jy gesoek en dat jy nou in sy kudde kan wees nie? Maar hier die Here gepraat met die Jode, praat met Jode, hy sê, daar's nog ander mense, ander skape wat nie in hierdie stal behoort nie, maar dit gaan een groot stal wees en daar gaan allerhande mense van allerhande nasies en tale deel word van my kudde. Dit gaan nie net 'n Joodse kudde wees, dit gaan 'n kudde van reg oor die wêreld wees. Het julle geweet die Christelike geloof is eintlik die enigste wêreldwye geloof? Kom ek verduidelik vir julle. Het julle geweet 99% Hindoes kom in Indië en in Nepal voor? 99%. Het julle geweet 90% moslems kom in Suidoos-Asië, die meeste van die moslems, ons dink altyd dis die Midde-Ooste waar die meeste moslems is. Die meeste moslems is in Suidoos-Asië, Indonesië, daai gedeeltes. Die Midde-Ooste is eintlik 'n kleiner gedeelte van die moslimwêreld. Maar dat 90% moslems kom in die Suidooste van Asië en in die Midde-Ooste voor. Dis nie 'n wêreldwye godsdiens nie. 90%. 99% boeddiste is in Asië en in China. Maar hoor hoe is die Christendom versprei? 25% Christene is in Sentraal en Suid-Amerika. 25% in Europa, 22% in Afrika, 15% in Asië en 12% in die VSA en in Noord-Amerika. Jesus het gesê, daar is nog baie ander skape wat deel gaan word van hierdie stal en reg oor die wêreld. Sing mense vandag sy lof. Chinese besing sy lof. Afrikane besing sy lof. Spanjaarde besing sy lof. Hulle praat snaaks. Julle sien met die wêreldbeker sokker. Verstaan nie 'n woord wat hulle sê nie, maar hulle lippe gaan net so. Maar almal loof die Here vandag. Reg oor die wêreld word sy lof besing. Ek het nog skape wat hierna toe moet kom. En wat Jesus vir my en jou sê is, ek en jy moet sy hart hê. Ek en jy moet sy hart hê vir verlore skape, vir verlore mense. Ons moet ook hierdie dringendheid in ons gees hê. Daar moet 'n moed in ons wees. As jy 'n boetie wat jy altyd hier gesien het, 'n sussie in die kerk nie meer sien nie, en jy besef hulle het verdwaal, afgedwaal. Wil jy weer vir hulle begin bid? Mag daai moed, die herderhart ook in jou en my hart klop. As daar iemand is 'n familie wat jy altyd hier gesien, jy besef maar hulle kom nie meer kerk nie, maar jy sien hulle op 'n tyd in die dorp. Wil jy nie weer net 'n oproep vir hulle gee nie? Sê ek mis julle. Kom terug na die kudde toe. Kom net weer terug na die kudde toe. Jesus het 'n goeie plan met julle lewe. En die Bybel vertel vir ons dat Jesus, en daarmee sluit ek af in Lukas 15, dat 'n skaap het weggeraak. 99 het nog agtergebly, maar een het weggeraak. En dan sê hy gaan hierdie woestyn in en hy gaan soek hierdie een skaap, sê Lukas 15 vers 4. En as hy hierdie skaapie kry, dan dra hom op sy skouers terug. Hy sê met blydskap sit hom op sy skouers en hy dra hom terug. Want die skaap is nou verswak, né? Hy het daar gelê, nie water lank gehad nie, nie kos gehad nie. Dan vat Jesus hierdie ou swak skaapie en hy bring hom terug na die kudde toe. En kan jy dink daar by die kudde, hoe gee hom water en kos om weer sterk te kry? Het jy dalk verdwaal? Wil jy nie vandag net vir die Here dan sê, Here, ek het verdwaal. Here, kom haal my. Here, kom haal my. Ek kan nie meer hier wees nie, kom haal my. Ek wil weer terug in die kudde wees. Ek wil weer opkyk en dan wil ek sien, ek kan lekker slaap vanaand, ek hoef nie bekommerd te wees nie. Die goeie herder staan by die deur. Hy gaan die wolwe, die beer en die leeu weghou met sy stok en sy staf. Wil jy net weer in die plek wees waar sy liefde jou oorweldig nie? Wil jy nie weer op die plek wees waar jy net sy stem hoor en jou hart is sag vir die goeie herder nie? Sê net vandag, Here, ek het verdwaal. Kom haal my. Kom haal my.